Sy, goeiedag. Ek vertrou dit gaan goed met elkeen van julle. Baie welkom by die uitsending vanaand. Facebook, YouTube, TGBN, TV. Baie welkom aan elkeen van julle. Vandag wil ek graag 'n stukkie woord met julle bedien oor die gees van Gahasie, maar kom ons buig eers ons hoofde. Onse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om u woord tydig en ontydig te kan ontvang. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om elke dag jou foon te vat, 'n boodskap te ontvang, uit te kan gee, te deel, Here. Dankie vir daai voorreg wat ons het. Here, gaan so saam met elkeen wat luister. Mag hierdie woord op vrugbare grond val. Mag elkeen gehoor gee, daar waar hulle gefouteer het, Here. Ek wil u loof en ek wil u prys vir die voorreg wat ons het. Dankie vir tegnologie wat ons kan gebruik om woord uit te kan gee, Here. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Here, gaan so saam met elkeen van ons. Behoed en bewaar ons en gaan so saam met hierdie woord. Dat daar elke negatiewe woord wat gespreek word, ons bid dit in die naam van Jesus. Ons sê dankie vir die voorreg en ons bid dit in u naam alleen. Amen en amen en amen. Goed, ons woord vir vandag is die gees van Gahasie. Ek het baie lank. Ek dink ek sit al met hierdie boodskap al seker 3 jaar, as dit nie meer is nie. Ek het hom nou al op alle maniere probeer en elke keer dan net as ek begin om regtig waar werk te maak daarvan, dan gee die Here vir my 'n boodskap, maar ek voel dit is tyd dat ek hierdie boodskap bedien en is 'n waarskuwing teen gierigheid, selfsug en oneerlikheid. Daar's so baie oneerlikheid onder mense en vandag kyk ons na 'n man met 'n baie belangrike, wat vir elkeen van ons 'n belangrike les kan leer, is Gahasie, die dienskneg van die profeet Elisa. Sy storie is 'n waarskuwing vir elkeen van ons. Jy kan naby die salwing wees, in die teenwoordigheid van God se werk, en tog jou hart verloor aan selfsug, gierigheid en oneerlikheid. En ek sien dit by baie mense. As ons kyk na 2 Konings 5, ek gaan nie die hele 2 Konings 5 lees nie. Ek gee net so kort opsomming. Jy is meer as welkom om jou Bybel te vat en 2 Konings 5 te lees en agtergrond te kan kry. Dit is waar Gahasie alles verloor het, omdat hy nie die lesse van sy leier gevolg het nie en sy eie belange bo God se wil gestel het. En hoeveel keer stel ons nie ons belange bo God se wil nie? As ons kyk na die agtergrond van Gahasie, Gahasie was Elisa se dienskneg, net soos Elisa vir Elia was. Hy het wonderwerke gesien, soos dooies wat opgestaan het, uit die siekes wat gesond geword het, maar iets was verkeerd in sy hart. Hoeveel wonderwerke sien ons nie? En wat gaan hier in ons harte? Wat is werklik aan die gang in jou hart? Waar is jou hart regtig? 'n kort opsomming van 2 Konings 5 vers 1 tot 14. Elisa genees Naaman, die Sareer, van melaatsheid. Gemelaatsheid het ek nou 'n ruk lank wat ek nou besig is om regtig intensief daarin te kyk, en gisterand het ek en 'n vriendin gesels en sy vra toe vir my, bestaan daar nog so iets soos melaatsheid? Ek sê vir jong, ek het gesit op die internet, ek het gekyk, daar is 'n melaatsheid en vandag se datum 2025, ek het die datum ingetik en ek het gaan nalees daaroor en dit is nogal 'n ernstige siekte. En mens kry tot in vandag se daai, Naaman bied geskenke aan, maar Elisa weier dit, sodat die eer en geheel en al aan God behoort. Baie keer wil mense geskenk hê vir die werk van God. Jy kan nie 'n geskenk daarvoor vat nie, want verniet het jy dit gekry, verniet moet jy dit gee, en dit kan nou 'n groot geveg oopmaak om te sê, ja, maar jy het dit verniet gekry, hoekom vra jy geld om sekere dinge in die lewe te doen? Maar ons gaan nie daar nie, ons gaan kyk na Gahasie. Wat is Gahasie? En Elisa was meer bekommerd oor God se naam as sy persoonlike rykdom. Ons moet kyk, wat is belangrik, jou persoonlike rykdom of God se naam? Waar bevind jy jouself? Gahasie se motief was gierigheid en selfsugtigheid. Hy was selfsugtig. As ons kyk na 2 Konings 5 vers 20 tot 24, sê dit daar dat Gahasie
sê in sy hart, kyk, my Heer het Naaman gespaar, maar ek sal agter hom aan hardloop en iets van hom neem. Joe, dit is darem maar erg. Let net hierop. Hy probeer regverdig vir dit wat verkeerd is. Elisa het nie geneem nie, maar hy kan tog nie net 'n bietjie vat. Dit is die stem van die kompromie, die begin van ondergang. Ek het al gesien waar mensies te sterwe kom en hoe vinnig gryp mense hulle goed. Ja, dit is verskriklik om dit te sien. 1 Timoteus 6 vers 10. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Hoeveel gierigheid, hoeveel geld jaag ons as mens nie na nie? Gaan dink 'n bietjie. Waar het jy in jou lewe gejaag na geld, waar jy gierig was, waar jy enigiets sal doen om geld te ontvang? Is dit nie die Gehasie wat op die oomblik in jou lewe regeer nie? Gierigheid draad jou roeping verkoop vir 'n bietjie silwer en 'n stel klere. Sjoe, dink 'n bietjie aan daai bietjie silwer, daai roeping wat jy verkoop het. Dis 'n leuen en die gevolge van 'n leuen. Gehasie het gejok. Hy het 'n leuen vertel. En hy hardloop agter Naaman aan, lieg vir hom en vat die geskenke. Ek het altyd so ding, jy moet saggies wees. Jy moenie laat Gehasie jou hoor iets sê nie, want Gehasie is nie altyd eerlik nie. Gehasie is 'n gevaarlike mens. En ek wens ek kan daai een preek aan die hande kry wat ek in 2009 gehoor het van 'n prediker wat die Gehasie uiteengesit het en dit was vir my awesome om dit te hoor en van daai tyd af was ek maar versigtig as dit kom by Gehasie, die naam Gehasie, want dit laat my so dink aan oneerlikheid en is agterbaks en 'n mens moet pas op vir daai Gehasie persoon. As ons kyk na 2 Konings 5 vers 25 tot 27 en hy het ingekom en by die profeet gaan staan, vra Elisa vir hom, waar kom jy vandaan, Gehasie? Hy het geantwoord, ek was nêrens heen nie. Hy sê toe vir hom, was ek nie in die gees by jou, toe iemand van sy wa af omgedraai het en om jou tegemoet te gaan nie? Moes jy nie die geleentheid aangryp om silwer en klere in die hande te kry, of vir olyfboorde en wingerde, kleinvee en grootvee, slawe en slavinne? Die melaatsheid waarmee Naaman aangetast was, sal vir altyd aan jou en jou nageslag sit. Toe hy van Elisa af weggaan, was hy klaar melaats, wit soos sneeu. Wat het daar gebeur? Jy hou jou op met nonsens, dan gaan jy melaats kry. En die melaats is nie net die siekte waarvan hulle al die seer en daai dinge nie. Melaatsheid is, jy dinge in jou lewe wat nie in plek is nie. Let op dat Gehasie het nie net sy bediening verloor nie, maar ook sy gesondheid en sy nageslag beïnvloed. Ons beïnvloed ons nageslag deur om onregverdig te handel en te wandel. Jy moet mooi dink hoe jy dit hanteer. Jy kan dalk 'n leuen vir mense wegsteek, maar vir God kan jy nie. God kyk oralste. Daar's 'n oog in die hemel wat vir jou dophou. Ek gaan die liedjie hierna speel, julle moet hom luister. Daar's 'n oog in die hemel wat vir jou kyk. Wat leer ons vandag uit hierdie stukkie uit wat ek met julle oor Gehasie deel is? Die nabyheid aan die salwing beteken nie jou hart is reg nie. Jy kan by die salwing wees, jy kan daar wees, maar waar is jou hart werklik? Jy kan in die kerk wees, maar jy kan jou eie agenda volg. Hoekom is meeste van die mense die kerk? Volg jy die pastoor? Of het jy 'n agenda wat jy agterna sit? Waarmee is jy besig? Gierigheid is 'n gevaarlike gif. Kyk bietjie mense wat gierig is. Dis 'n gif. Dit maak hulle lelik. Dis giftig om geldgierig te wees. Gierigheid. Enige gierigheid, kosgierigheid. Daar's so baie gierigheid in 'n mens se lewe wat jy na moet kyk. Kom ons kyk na Lukas 12 vers 15. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op jul hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van oorvloed van sy besittings nie.
Sjoe, ek sê dit weer, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op jul hoede vir elke vorm van gierigheid. 'n Mens se lewe is nie afhanklik van oorvloed van sy besittings nie. Ek wil gou ietsie kort vertel. Ek het 2 karre gehad. Al was ek op my eie, het ek geglo 'n mens moet 2 karre ry. As die een nie reg is nie, want jy kan nie ander mense iets vra nie, dan is die ander een daar vir jou om te gebruik. En ek was baie erg oor 'n kar, baie. Jong, jy mag nie eens in my kar vuil maak nie, jy mag nie op die sitplekke 'n dingetjie los nie, alles moes perfek en presies wees. En dit was my alles gewees, dit was die belangrikste in my lewe, tot ek eendag in 'n ongeluk beland, en ek besef, God het my gespaar. Die kar is nou wel nie mooi nie, maar, het nie baie van oorgebly nie, maar my lewe is gespaar. Wat is die belangrikste as 'n mens iemand het wat in 'n ongeluk is en hulle kom lewendig uit die kar uit? Maak daai kar saak? Nee, dit maak nie saak nie. Die besittings kan jy kan dit nie vervang met 'n lewe nie. Dink mooi daaroor. Eerlikheid en gehoorsaamheid is meer werd as rykdom. Eerlikheid is belangrik in vandag se dae. Liewer Spreuke 28 vers 6, liewer arm wees en eerbaar lewe as oneerlike lewe en ryk wees. Oneerlike lewe. Kyk 'n bietjie, hoe onregverdig kan mense handel. Hulle sal enigiets doen om geld te ontvang, sodat die geld net kan uitwerk en sodat hulle net dit kan gebruik. En die spreekwoord sê, wat jy saai, sal jy maai. Dit wat jy insit, is dit wat jy uitkry. Galasiërs 6 vers 7, moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie, want 'n mens saai dit wat hy ook oes. So God laat hom nie bespot nie. Al het Gehasie geval, is daar vir ons hoop. As ons vandag tot inkeer kom, kan God ons herstel. Hy is barmhartig, maar hy is ook heilig. Vandag is die tyd om ons harte te ondersoek. Wat gaan in jou hart aan? Wat is regtig daar in jou hart? Gierigheid? Het jy 'n tipe van 'n Gehasie geaardheid in jou? Wat is daar in jou hart? Dink bietjie mooi. 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir hierdie woord en vir die voorbeeld van Gehasie, wat vir ons waarsku teen die gees van gierigheid, oneerlikheid en selfgeregtigheid. Here, ons bely. Partymal hardloop ons agter dinge aan wat U nie vir ons bestem het nie. Ons erken ons swakhede, ons begeertes. Here, vergewe ons vir al daai dinge wat ons mee gefouteer het in ons lewe. Reinig ons harte, verwyder alle hebsug, alle trots, alle valse motiewe. Laat ons dien met 'n rein hande en opregte harte, Here. Laat ons soos Elisa wees, wat U naam verhef bo geld en geskenke. Gebruik ons tot U eer. Here, ons wil nie ons salwing verruil vir 'n tydelike wins nie. Help ons om getrou te bly, selfs in die klein dinge. Laat die Gees in ons werk en bewaar ons pad. Here, help ons dat ons nie 'n Gehasie geaardheid ontwikkel nie. Dat ons nie daai Gehasie in ons lewe toelaat nie. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in U naam alleen. Amen en amen en amen. Mag julle geseënd wees. Tata.